Goeiedag en baie welkom. Vandag neem ons jou na 'n hoekie van Tokio wat jy dalk nie sommer op die hooftoeristeroetes sal kry nie. Umejima, dis in die Adachi-wijk. Ja, dis 'n plek wat nog daardie, hoe sal ek sê, daai autentieke Shitamachi amper onderdorp gevoel het. Baie anders as die glans van plekke soos Shibuya of Shinjuku. Presies. Dit voel meer geleef, né? Definitief. Meer gegrond. Nou, ons het 'n klompie bronne hier voor ons, artikels, notas, wat kyk na die area se geskiedenis, waar die naam nou eintlik vandaan kom, en veral 'n paar regtig interessante, amper, versteekte plekke. Dis reg. So ons missie vandag is om deur hierdie materiaal te gaan en die stories en die unieke juwele uit te lig. Spesifiek vir jou as jy dalk nuuskierig is oor daai minder bekende gesigte van Tokio. En die naam self, Umejima, dis alreeds 'n stukkie geskiedenis op sy eie. Nogal fascinerend hoe dit ontstaan het. Vertel bietjie. Wel, terug in 1889. Dis nou diep in Japanse Meiji-era. Jy weet, daai tyd van groot verandering en modernisering. Het twee ou dorpies, Umeda en Shimane, saamgesmelt. Okay. Toe vat hulle die Ume, wat pruim beteken van Umeda, en die Shima, wat eiland beteken van Shimane. En voilà, Umejima. So pruimeiland. Presies. En die bronne sê, die area was blykbaar eens, lank gelede, bekend vir sy pruimboorde. Nogal 'n mooi prentjie om te dink, né? Pruimboorde in Tokio. Dis nogal moeilik om vandag voor te stel, ja. Ja, nee, dit het verander. En dis ook goed om te weet, die Umejima waarna ons vandag verwys, die eerste tot derde chome, die beerdblokke, dis eintlik net 'n deel van daai oorspronklike dorp. Regtig? Ja, die ou Umejima was groter. Dit het ook dele ingesluit van wat vandag bekend staan as Kuriara en Shimane. So, grense het geskuif oor tyd. Interessant. En net 'n vinnige praktiese punt hier, as jy dalk Umejima online soek, moenie skrik as jy resultate vir Koh Samui in Thailand kry nie. Ag ja, daai een. Dit klink maar net amper dieselfde. Daar is absoluut geen verband nie. Dit wys jou net hoe uniek en, wel, 'n bietjie onder die radar hierdie Tokio-plek is, né? Beslis. Dit beklemtoon dit nogal. En die hart van die area wat ons terugbring na daai geskiedenis is natuurlik die stasie self. Umejima-stasie. Ja, die stasie. Dit het reeds in 1924 oopgemaak. Dis tydens die Taisho-era, vroeg in die 20ste eeu. So dit beteken die stasie is nou, wel, 100 jaar oud. 100 jaar. Dis 'n allemantige mylpaal vir 'n stasie. Ek neem aan die area daar rondom het sekerlik baie verander sedertdien. Hemel, ja. Dramaties. Die winkelstraat net voor die stasie, die Umejima Ekimae Doris Shotengai. Die winkelstraat, ja? Wel, dit het formeel eers in 1951 ontstaan, so na die oorlog in die Showa-era. Dit was voorheen deel van die buurtvereniging, maar het toe sy eie naam en identiteit gekry. So die stasie is ouer as die formele winkelsstraat. Korrek. En ons bronne het selfs ou fotos. Dis fascinerend. Een uit 1952 wys daai tipiese ou houthuise, sulke lang, smal gebouetjies, amper soos 'n twee-eenheid woning. Ek kan my dit indink. Dan is daar een uit 1967 wat die ou spoorwegoorgang wys. Jy weet, voor die hele spoorlyn verhoog is, soos dit vandag is. En 'n foto uit 1991 wys hoe hulle splinternuwe straatligte installeer het. Wow. So jy sien letterlik die evolusie stap vir stap. Ja, jy sien die modernisering oor dekades heen ontvou. Dis eintlik nogal besonders om daai visuele geskiedenis te hê. Dis fascinerend hoe 'n doodgewone stasie en winkelstraat sulke lae geskiedenis kan dra. En ek sien hierdie winkelstraat het ook sy eie feeste en dinge. Ja, is nog 'n stukkie plaaslike kleur, né? Hulle hou seisoenale goed soos 'n Autumn Festa, 'n herfsfees in November. Uitelik, wat gebeur dan? Soms kry hulle 'n mobiele dieretuin of daar is lewendige musiekoptredes. Dis daai klein dorpgevoel, weet jy, midde in die groot metropool. Dit gee jou 'n goeie idee van die gemeenskapsgees wat nog hier leef. Klink lekker. Goed, so van die hart van die dorp, kom ons beweeg nou na een van hierdie versteekte juwele waarna ons verwys het. En hierdie een se ligging is nogal ongewoon, sou ek sê. Die Umejima Tenmangu heiligdom. Ja, dis nogal iets om te sien. Dis letterlik ingewig, amper ingedruk onder die Umejima-stasie se spoorwegoobrug. Onder die spoorwegbrug.
Ja, jy verwag mos 'n heiligdom iewers rustig in 'n tuin, maar hierdie een is deel van die alledaagse gedruis. Treine dender letterlik bo oor jou kop. Dit's ongelooflik. Dit voel amper soos 'n geheim wat net die plaaslike mense ken. En die oorsprong daarvan is ook nie wat mense sou verwag nie, reg? Dis nie ooruit nie. Glad nie. Anders as baie van die bekende heiligdomme, dateer hierdie een eintlik eers van na die Tweede Wêreldoorlog, so in 1948. Na die oorlog. Ja, die plaaslike gemeenskap het dit self gestig. Hulle het die Bandarkei, dis nou die gewyde gees van Sugawara no Michizane, hierheen gebring. Hy is die kami, die godheid van geleerdheid. Sugawara no Michizane. Wag 'n bietjie, is dit nie die een wat met die Dazaifu Tenmangu heiligdom geassosieer word nie, die groot een in Kyushu? Na hierdie klein heiligdom onder 'n treinspoor. Maar hoekom van so 'n belangrike plek na hierdie nederige hoekie? Wel, dink aan die tyd 1948. Japan was besig om te herstel van die verwoesting van die oorlog. Hierdie was 'n ongelooflike daad van hoop. 'n Gebed vir die kinders se opvoeding, vir die gemeenskapsherstel, hulle toekoms. Om daardie spesifieke gees hier te vestig, was 'n baie kragtige simboliese ding om te doen. Ek verstaan, 'n simbool van herlewing. Juis, en dit beteken hierdie klein heiligdom is direk verbind aan al daai bekende Dazaifu legendes. Jy weet soos Die vliegende pruimboom, die Tobeyume. net so. Die Tobeyume. Die pruimboom dat glo oornag van Kyoto na Kyushu gevlieg het, omdat hy sy meester, Michizane, so gemis het na sy verbanning. Pragtige storie. En die os, was daar nie ook 'n storie oor 'n os nie? Die Goshingyu, ja, die heilige os. Die legende sê, die os wat Michizane se oorskot gedraai het, het op 'n sekere punt net botweg geweier om verder te loop. En daardie plek het toe die ligging van die hoof Dazaifu heiligdom geword. Sjoe. En die tradisie is mos, as jy die osbeeld se kop vryf, dan kry jy wysheid. Al daardie kultuurlike gewig, daai diep betekenis, is hier teenwoordig. In hierdie piepklein heiligdom onder die spore. Dis werklik ongelooflik. 'n Stukkie epiese geskiedenis weggesteek in die alledaagse geraas. En hier is 'n baie belangrike praktiese wenk vir jou as jy dalk 'n plan om te besoek. Ons bronne sê die heiligdom is nie altyd ook vir alles nie, veral as jy daai spesiale rooi umabachi goshuin wil kry. Ag ja, die Goshuin. Dis daai mooi kalligrafiese stempel wat jy by tempels en heiligdomme kan kry, né? Amper soos 'n spirituele paspoort. Presies. En by Umejima Tenmangu kan jy dit blykbaar net op die 25ste van elke maand kry. Ja, dis nogal spesifiek, né? Dit beteken jy moet jou besoek fyn beplan as daai goshuin vir jou 'n doelwit is. Maar dit maak die ervaring seker ook meer besonders as jy dit wel reg kry op daai dag. Beslis. So die kern hier, 'n plek van hoop na die oorlog met diep kulturele wortels wat strek na een van Japan se belangrikste heiligdomme, alles op 'n baie onverwagse plek. Jy het dit mooi opgesom. Goed, van daardie stukkie, ingewigte tradisie, kom ons swaai nou na iets heeltemal anders. Belmont Park. 'n Park met 'n baie duidelike westerse gevoel hier in Umejima. Dit klink vreemd. Dis nog 'n verrassing wat Umejima bied, né? Die park is in 1984 geskep en die rede daar agter is nogal interessant. Dit vier die vriendskapsband tussen Adachi-wijk hier in Tokyo en die stad Belmont in Wes-Australië. So is 'n soort susterstadpark. Ek het al daarvan gehoor. Presies. Dit is 'n stukkie diplomatisiese geskiedenis wat in 'n openbare ruimte verewig is. En die ontwerp probeer doelbewus om elemente te meng. Hoe bedoel jy? Wel, jy kry sekere Japanse tuinmaakbeginsels. Jy weet, die manier hoe hulle plante rangskik, sekere klipformasies dalk, maar dan kry jy ook daai wye oop grasvlaktes wat baie meer tipies is van Australiese parke. Ek wonder hoe dit lyk. Werk daai kombinasie? Voel dit harmonieus of voel dit 'n bietjie geforseer? Die bronne suggereer dit werk eintlik nogal goed. Dit bied 'n ander soort ruimte, ander gevoel as wat jy gewoonlik in digbevolkte Tokio kry. Dis meer oop, meer uitgestrek en dan is daar natuurlik die baie duidelike visuele leidrade wat skree Australië. Die skape. Ek sien hier daar's omtrent 10 skaapstandbeelde in die park weggesteek. Dis nogal oulik. Sekere knipoog na Australië se skaapboerdery en wolbedryf. Jep, presies dit.
En blykbaar is dit 'n gunsteling tydverdryf vir die plaaslike kinders om almal te probeer opspoor. So 'n soort mini-skattejag in die park. Oulik. Daar's ook 'n autentieke rooi Australiese telefoonhokkie. Hy werk glo nie meer nie, maar dis perfek vir daai Instagram-foto's, né? Definitief 'n fotogeleentheid. En dan die fascinerende klein detail. Selfs die openbare toilette daar het 'n unieke, amper statige westerse ontwerp wat hulle plaaslik die bynaam die mees edele toiletervaring besorg het. Die mees edele toiletervaring. Ek is nou regtig nuuskierig. Dis 'n baie onverwagse aanspraak op roem vir 'n openbare toilet. Is dit nie? Dit wys jou die klein dingetjies wat 'n plek karakter gee. So, die wegneemete hier is 'n stukkie internasionale vriendskap wat 'n unieke, dalk effens eksentriese openbare ruimte geskep het, kompleet met skaapsoektogte en wel edele toilette. Absoluut. En as jy sou besoek, die voorstel is, pak 'n piknikmandjie, geniet daardie seldsame gevoel van oop ruimte in Tokio en probeer sommer self al die skape vind. Dis blykbaar 'n ding onder die locals. Klink lekker en in die lente. Dan is daar ook kersiebloesels wat daai Australiese tema, 'n pragtige kortstondige Japanse laag gee. Dit moet mooi wees. Klink na 'n heerlike afwisseling. Nou, terwyl ons praat van plekke wat die oue en die nuwe meng, of die plaaslike en die internasionale, die volgende heiligdom, Satake Inari, doen dit ook, maar op 'n heeltemal ander manier. Wat hier dadelik uitstaan is die tonnel van helderrooi toriehekke. Die Torii-tonnels is altyd so indrukwekkend, nê? En jy sien dit nie oral in Tokio nie, veral nie op hierdie skaal in 'n kleiner, meer plaaslike heiligdom nie. Is dit baie hekke? Dis nie duisende soos by 'n Fushime Inari in Kyoto nie, maar genoeg om daai tonnel-effek te skep. Die presiese stigtingsdatum is bietjie onseker, maar hierdie soort aaneenlopende torii word dikwels verbind met die Edo-tydperk. Dis nou rofweg 17de tot middel 19de eeu. En wat was die doel daarvan destyds? Hoekom so baie hekke? Wel, tradisioneel was dit geskenk deur handelaars en besighede. Hulle het gebid vir voorspoed, vir goeie besigheid. So elke hek verteenwoordig 'n skenking, 'n gebed vir sukses, miskien dankbaarheid vir sukses wat behaal is. Dis 'n baie visuele voorstelling van hoop en dankbaarheid oor 'n lang tydperk. Ek verstaan. So dis amper soos 'n rekord van mense se wense. Ja, amper so. En omdat dit nie naaste by die skaal van Fushime Inari is nie, bied Satake Inari juis 'n baie meer intieme, rustige ervaring. Jy kan regtig die atmosfeer inneem sonder die groot massas toeriste. Dit klink baie aantreklik. En dan is daar die ander onverwagse element, die offerande kus. Die suisenbakke. Ah ja, die suisenbakke. Dis die kus waarin jy gewoonlik jou muntstuk gooi voor jy bid. By Satake Inari is hierdie een van aluminium gemaak. Aluminium? Dis regtig vreemd. Gewoonlik is hulle van hout, né? Presies. Hout is die tradisionele materiaal. Hoekom hierdie een van aluminium is? Die bronne spekuleer nie regtig nie, maar is fascinerend, né? Definitief. Hierdie kombinasie van 'n moderne, amper industriële materiaal met een van die mees tradisionele rituele by 'n Shinto-heiligdom. Dit sê dalk iets oor Umejima se karakter. Miskien prakties, modern ingestel, maar steeds diep gewortel in tradisie. Dis 'n visuele verrassing wat jou laat dink. Klink my dis 'n droom vir fotograwe, nê? Veral daai Torii-tonnel. Vroegoggend of laatmiddag met die son wat so, jy weet, skuins deurval en patrone maak. Beslis. Die lig en skaduwee deur daardie helder rooi hekke kan absoluut magies wees. En die plaaslike gebruik volgens ons notas is om liggies te buig as jy deur elke hek stap. 'n Klein teken van respek. Goed om te weet. En dan is daar 'n stukkie plaaslike oorlewering, amper 'n foefie. As jy die aluminium offerhandekus liggies aanraak nadat jy gebid het, word jou wensglo vinniger oorgedra. 'n Soort spirituele spoedkoers. Ek hou daarvan. Dis oulik. So die kern hier, 'n intieme Torii-tonnel ervaring wat jy amper vir jouself kan hê, 'n baie verrassende moderne kinkel met daai aluminiumkus en 'n wonderlike plek vir atmosferiese foto's. Jy het dit presies. Dit wys hoe tradisie lewendig bly, maar ook kan aanpas, soms op baie onverwagte maniere. Goed, van heiligdomme met moderne kinkels na iets wat amper soos 'n lewende museum klink. Die Umejima-you Sento, 'n tradisionele openbare badhuis, 'n sento wat blykbaar pure Showa-era nostalgie uitstraal. Dis nou weer daai middel 20ste eeuse tydperk, hè? Ja, hierdie sentos,
Hulle is so 'n belangrike deel van Japanse sosiale geskiedenis, veral in die dekades na die oorlog. Destyds het baie min Japanse huise, veral in die stede, privaat badkamers gehad. So die sento was absoluut noodsaaklik vir die higiëne. Net om skoon te word basies. Ja, maar dit was soveel meer as dit. Dit was regtig die hart van die gemeenskap. Dis waar mense bymekaar gekom het, na werk, gesels het, nuus uitgeruil het, ontspan het. Kinders het saam gespeel terwyl die ouers bad. Dit was 'n sosiale gom wat die buurt letterlik bymekaar gehou het. Ek kan my voorstel, 'n sosiale middelpunt. Presies. En Umajima-ju is spesifiek interessant omdat dit volgens die bronne in dieselfde gebou as 'n eetplek is. Dis 'n baie praktiese ontwerp wat jy soms in daardie era gesien het. Jy gaan bad en sommer daarna kry jy 'n bak warm noedels of iets kleins te ete. Alles onder een dak. Dit klink eintlik baie gereeflik, ja. En het dit nog daardie ou autentieke voorkoms? Blykbaar het die buitekant nog baie van daai retro gevoel behou. Ou mosaïekteëls, klassieke Japanse uithangborde met daai ou skrifstyl. Selfs al is die baddens binne dalk oor jare gemoderniseer, is hierdie tipe gekombineerde struktuur badhuis plus eetplek iets wat al hoe skaarser word in Tokio, soos ou geboue afgebreek en vervang word. So dis 'n bedreigde spesies amper. Op 'n manier ja, om dit te sien is dis 'n visuele herinnering aan 'n leefstyl wat grootliks besig is om te verdwyn. 'n Stukkie tasbare geskiedenis. So selfs al gaan jy nie regtig in vir 'n bad nie, want daar's mos etiket en reëls, is dit die moeite werd om net verby te stap en die argitektuur en die gevoel van die plek te waardeer. Beslis. Net om die fasade te sien is al iets. En as dit nog oop is en jy voel avontuurlustig, is dit 'n wonderlike kans om tradisionele Japanse badkultuur eerstehands te ervaar. Jy moet net vooraf seker maak jy verstaan die basiese etiket, jy weet, deeglik was voordat jy in die gemeenskaplike bad klim en sulke dinge. Belangrik, ja. Maar selfs sonder om te bad, kan jy dalk by die eetplekkie inloer vir iets kleins as dit oop is en net die unieke atmosfeer van die plek inneem. Fotograwe is ook mal oor daardie ou teëls en borde, dis propvol karakter. So ja, die wegneemete is 'n tasbare blik op 'n verdwynende stukkie sosiale geskiedenis en gemeenskapslewe. Klink na 'n ware tydskapsule ervaring. Goed, ons laaste stop op hierdie klein verkenningstog vat ons na die rand van Umejima, na 'n plek waar die moderne stad en die natuurlike omgewing mekaar nogal dramaties ontmoet, die Arakawa rivierbedding. Ja, die Arakawa is een van Tokio se groot belangrike riviere en dit het besonder breë oewers op baie plekke. Die hoofrede hiervoor was oorspronklik suiwer funksioneel: vloedbeheer, om die digbevolkte stad te beskerm teen oorstromings. Maak sin. Maar soos dit dikwels gebeur met sulke groot infrastruktuurprojekte, het hierdie funksionele ruimtes mettertyd ontwikkel tot uiters gewilde openbare ontspanningsareas, parke, sportvelde, wandelpaaie. En vanaf die Umejima-area is dit redelik maklik om by hierdie rivierbedding uit te kom. En wat maak hierdie spesifieke stuk oewer daar naby Umejima so spesiaal? Is dit anders as ander dele van die rivier? Die uitsig, veral die uitsig. Van hier af kry jy 'n fantastiese wyd oop uitsig op die Tokyo Skytree. En dis juis die kontras wat so treffend is. Verduidelik bietjie daai kontras. Rivier self, die groen gras en riete van die oeverwal, miskien 'n paar bofbalvelde of sokkervelde in die verte, jy kry hierdie wonderlike gevoel van natuur en oop ruimte, iets wat so skaars is in die middel van Tokio. Ja, daai oopheid is lyks. Presies. En dan, aan die ander kant, in die verte, rys daar die ikoniese ultramoderne, amper futuristiese silhouet van die Skytree op. Dis 'n visuele gesprek wat plaasvind tussen die natuurlike landskap en Japanse voorpunt tegnologie en argitektuur. Jy sien dit nie oral so duidelik en onbelemmerd nie. Ek kan my dit voorstel. Dis seker ook 'n goeie plek om net mense te kyk, om te sien hoe die plaaslike inwoners hulle tyd verwyl. Absoluut. Jy sal mense sien draf, fietsry, met hulle honde stap, gesinne wat piknik hou op die gras. Dis 'n lewendige, maar terselfdertyd baie ontspanne atmosfeer. Dit voel amper soos Tokio se agterplaas waar mense kom asem skep. Skemer voor, die magic hour, dan kan jy sien hoe die liggies van die Skytree een vir een aangaan teen die kleure van die sonsondergang wat oor die stad spoel. Dis glo nogal iets besonders. Klink idillies. Die voorstel is eenvoudig. Bring dalk iets te drinke saam, kry vir jou 'n lekker plekkie op die gras van die oeverwal en geniet net daardie gevoel van ruimte en die pragtige veranderende uitsig.
Jy kan natuurlik ook 'n ent langs die rivier gaan stap of selfs 'n fiets huur as jy lus het vir bietjie oefening. Die perspektief op die Skytree verander interessant soos jy beweeg. So die wegneemete hier is daardie unieke kontras tussen natuur en moderniteit en 'n kans om Tokio vanuit 'n heel ander, meer ontspanne hoek te sien en te ervaar. Presies dit. 'n Bietjie asemruimte in die groot stad. Wel, dit bring ons dan aan die einde van ons klein verkenning van Umejima se versteekte of dalk net minder bekende hoekies. Wat vir my uitstaan na hierdie gesprek is hoe 'n area wat op die oog af dalk doodgewoon lyk, eintlik propvol lae geskiedenis is en vol onverwagse stories en unieke klein besienswaardighede. Ja, Dis nie die hoë energie glansryke Tokio wat almal ken nie, maar iets meer ingetoe, dalk meer persoonlik, van heiligdomme onder treinspore tot Australiese parke met skaapstandbeelde en badhuise wat voel asof hulle uit 'n ander era kom. jy is heeltemal reg. Umejima is 'n perfekte voorbeeld van hoe die mees interessante ontdekkings dikwels gebeur wanneer jy bereid is om net 'n entjie weg te beweeg van die gebaande weë van die hoofroetes. Hierdie plekke, hoe klein ook al, vertel stories. Stories van? Stories van gemeenskapsgees wat uit moeilike tye gebore is, soos met die Tanmango heiligdom, stories van kulture wat ontmoet en meng, soos Belmont Park, stories van hoe tradisie en moderniteit soms op vreemde maar fascinerende maniere langs mekaar bestaan, soos by Sataki Inari met sy aluminiumkus. En sommer net stories van die stil verloop van tyd in 'n stad wat eintlik konstant aan die verander is. Dit beloon regtig die reisiger wat bereid is om stadiger te beweeg en, wel, dieper te kyk, né? Absoluut. Dit bied beslis 'n ander soort Tokio-ervaring as die gewone toeriste lokvalle. Meer autentiek, miskien. En net 'n laaste gedagte vir jou om saam te neem. Iets om dalk oor te wonder. Ons het aan die begin gehoor die naam Umejima kom van pruim, ume en eiland, shima, ter herinnering aan daardie pruimboorde wat eens hier was. Nou ja, daardie boorde is natuurlik lankal weg, vervang deur huise en strate en spoorlyne. Ja, die landskap het heeltemal verander. Maar dink jy daar is dalk iets van die gees van die pruimboom miskien? Sy stille veerkragtigheid, sy onderbeklemtoonde skoonheid, wat juis in die koue vroeë lente verskyn wanneer min anders blom, dink jy iets daarvan leef dalk op een of ander manier steeds voort in die karakter van Umejima vandag, in die atmosfeer van die plek? Dis 'n mooi gedagte. Iets om oor na te dink, terwyl jy dalk jou eie ontdekkingstog deur hierdie fascinerende rustige buurt beplan.